Reg, ek het nou sommer hier 'n vraag wat ek uit 'n vraestel uit geprint het, wat ek saam met julle gaan deurwerk. Partykeer kan hierdie grafieke kan 'n mens so bietjie deurmekaar maak. Nou die vraag lui as volg: beskou die gebalanseerde vergelyking wat die ontbinding van stikstofoksied na stikstof en suurstofmolekules toon. Daar gee hulle vir ons die gebalanseerde chemiese vergelyking. Maar sien julle nou hier, agter jou vergelyking sê hulle niks van delta H is positief, delta H is negatief of 'n numeriese waarde nie. Dit soos ons gaan ons moet bereken. Die energieprofiel grafiek is daar geteken, daar sê, kom ons kyk net gou-gou wat het ons hier. Ons reagense is daarbo, so hierdie is ons reagense, en dan hier, hy gaan op, daar is ons geaktiveerde kompleks daarbo, kom ek sit hom in groen in, daar is vir ons geaktiveerde kompleks, en dan hier, kyk daar, so gaan hy, dit is die energie van ons produkte. Waar lê die energie van ons produkte? Op 0. Soos, as ons nou hier in hierdie grafiek, en al wat ek nou doen is, ek ontleed eers nog net my grafiek. Julle moet leer om julle grafieke te ontleed. Kyk nou gou hier, ek weet van daar tot daar, daai gedeelte. Dit is my aktiveringsenergie. As ek hom so aflees daar, is dit my aktiveringsenergie, maar net daai gedeelte gee vir my die hoeveelheid energie, soos dis die delta A vir die aktiveringsenergie wat ons daar het. Waar gaan my delta H wees? My entalpie of my reaksiewarmte is mos die verskil tussen my reagense en my produkte, soos dit gaan net daai stukkie wees. Kom ek maak hom hier so. So die groen lyntjie, dis my delta H gaan dit wees. En as ek so na die grafiek kyk, wat se tipe reaksie gaan ek hê? My produkte is laer as my reagense. Soos hierdie gaan 'n eksotermiese reaksie wees wat plaasvind. OK, nou heel eers vra hulle vir ons, wat is die definisie van reaksiewarmte? Dit is die energie wat per mol deur 'n reaksie geabsorbeer of vrygestel word. Kyk daarso, hier, daar staan dit vir julle mooi geskryf. Kilojoule per mol. Kilojoule weet julle is energie en dis per mol vir daai reaksie. Julle gaan sien, al jou antwoorde is gewoonlik in die grafiek wat hulle vir jou gee. Jy moet hulle net hier by die regte vraagnommer kom byskryf. Soos die reaksiewarmte is die energie, kilojoule, energie per mol wat geabsorbeer of vrygestel kan word, want hulle spesifiseer nie exo of endo daar nie. So jy kan nie net een van die twee sê nie. Dan vra hulle vir ons hier, is die reaksie endo of eksotermies? Waar is ons produkte? Produkte is hier. Produkte is laer as my reagense, soos dit is 'n eksotermiese reaksie. En die rede wat jy gaan aanvoer is dat die produkte se energie is laer as die reagense se energie. Nou vra hulle vir ons, bereken die reaksiewarmte. Wat is reaksiewarmte? Dis hierdie, dis delta H. Delta H is ook die entalpie en reaksiewarmte is alles dieselfde. Gaan hom net hier skryf, entalpie en reaksiewarmte is dieselfde. En moenie laat die warmte jou laat dink, dit moet net altyd warm hitte wees nie. Dit kan hitte wees wat opgeneem
word ook, soos hy gaan nie noodwendig alles net altyd warm maak nie. Nou in hierdie geval, om die delta H te kry, om ons entalpie te kry, bereken ons dit deur die som van die energie van die produkte. Sigma is mos die som van die energie van die produkte minus sigma weer is die som van die energie van die reagense, wat die mens net aftrek van mekaar. Dit is gelyk aan, nou gaan kyk ons weer op ons grafiek. Wat is my produkte se energie? 0. En minus, wat is my reagense se energie? 164,1. 146,1. En die 2 afgetrek is gelyk aan minus 164,1 eenheid. Daar, jou grafiek gee dit vir jou kilojoule per mol wat gereageer het. En daai negatief sê ook nou vir my, dit is 'n eksotermiese reaksie, soos ek weet ek het my berekening, het ek reg gedoen. Nou, dit is die reaksie warmte, dis nou hier by nommer 5.3, wat ons nou gedoen het. Nou sê hulle vir jou, volgende, en sien julle, ons gebruik die hele tyd net die grafiek, en ek het al my inligting op my grafiek gaan sit, en ek verwys net elke slag terug daarna toe, en dan gaan ek aan met my vraag, want hier het ek al my data reeds ontleed. Julle moet julle data op julle grafieke ontleed. Niemand kan 'n skynat vraestel skryf en die vraestel skoon teruggee vir die onderwyser nie. Dis onmoontlik, want jy moet dit hier op die grafiek met jou data ontleed. Nou vra hulle vir ons, die energie wat vrygestel word in die vorm van N2 molekuul en O2 molekuule is 405,3 kilojoule per mol. Nou vra hulle vir ons hier, bereken die aktiveringsenergie vir hierdie reaksie. Ok, soos, ons wil daai stukkie, daar is my aktiveringsenergie, dis mos daai 5.4, dis daai een, dis my aktiveringsenergie. Ek moet daai gedeelte, moet ek gaan uitwerk. Hulle sê, die energie wat vrygestel word, is daai 405,3. Soos daai aflesing daar, op my grafiek, gaan wees 405,3 kilojoule. Maar, wat is my aktiveringsenergie? My aktiveringsenergie is net daai gedeelte van die reagense se energie tot by daai energie wat vrygestel word as hulle reageer. So dis net daai gedeelte. Soos ek moet daai stukkie van my y-as moet ek gaan bereken. En dan is dit mos net daai 405,3 minus die 164,1 en dit gee vir jou dan die aktiveringsenergie. Soos, as ons dit gaan uitskryf, gaan ons dit skryf as volg. My aktiveringsenergie is gelyk aan my energie van my reagense minus die energie van my geaktiveerde kompleks. Ja, minus energie. Kom ek maak hom A, energie aktivering. So dan is dit gelyk aan 164,1 minus 405,3 en dit is gelyk aan, nou nie ek jou calculator, 241,8
kilojoule per mol. Wat dan het. Hoe weet ons, gaan hy positief of negatief wees? Waar lê hy? Positiewe kant van my y-as, dis van daai gedeelte tot daar. Jy kan die berekening anders ook doen. Dis energie, aktiveringsenergie is gelyk aan geaktiveerde komplekse energie minus die energie van die reagense, en dan is dit 405,3 minus 164,1, en dan is dit gelyk aan 0,2241,2 kilojoule per mol. Net laat my tekens net, my plusse en my minusse hier net reg is en reg loop. Soos, nou het ons daai gedeelte is dan 241,2 kilojoule per mol, net daai geaktiveerde kompleks. Dan teken die energieprofiel in jou antwoordboek oor en op dieselfde stelsel katalysator. Nou die katalysator gaan net jou aktiveringsenergie gaan minder gemaak word. Soos as jy jou grafiek het so, ons het ons profiel so, dan kom hy af en dan loop hy so. Dis mos hoe ons grafiek lyk. Nou, hier, ek gaan net so maak. Daar so is my aktiveringsenergie. My aktiveringsenergie en nou, en daai gedeelte daar is my delta H, wat ek het. Nou, as ek 'n katalysator bysit, al wat 'n katalysator doen, hy verminder hierdie aktiveringsenergie. Hierdie 241,2, hy gaan dit minder maak. Met ander woorde, daai gedeelte van die grafiek gaan kleiner raak. Daai deel gaan kleiner raak. Soos, as ek dit dan insit, hier, ek gaan op dieselfde lyne bly, maar ek maak hom net so. Sien julle daar, nou daai gedeelte is waarmee my katalysator my reaksie vinniger laat plaasvind, dit in die sin van, hy hoef nie so baie energie by te gemaak het, om by die hoë energie van, wat was dit, van 405 te gekom het nie, hy sê nou maar nou net by 302. Dit is die funksie van 'n katalysator. En dit is die tipe vraag wat jy kan verwag. Ek het nou nog 'n vraag, wat ek ook gou vir julle sal uitwerk, oor hierdie exo- en endotermies, maar ken jou grafiek, al julle handboeke het hierdie grafieke in, met duidelike verduidelikings van hoe die grafiek werk, waarvoor staan alles, en dan hoe jy daai 3 waardes mee moet werk.